Ons gaan 'n bietjie kyk na die snoeiskerf van God, daar in Johannes 15. Dit is 'n ware lewensdrama oor hoe Jesus ons al 6 jaar lank snoei. God is nie 'n polisieman wat mense dophou om hulle pak te gee as hulle fouteer nie. Maar dit moet jy weet, dat Jesus gaan ons altyd leer deur ons reg te snoei. Nie om ons te straf nie, maar omdat hy ons liefhet, sodat ons kan vrug produseer. En vir hierdie opsomming van Johannes 15 gebruik ek my en my dogter Tanya se ware lewensdrama situasie om duidelikheid oor God se manier te verduidelik as 'n mens gesnoei word en hoe ons as 'n familie dit ervaar daar uit Johannes 15. Die vraag wat ek myself eers opnuut moes gevra het was dit: verstaan ek self wat ek in Johannes 15 gelees het en verstaan ek dit reg voordat ek dit met ander deel? Dit gaan oor wat Jesus ons oor snoeiwerk in ons lewens leer. Die wingerdstok is Jesus en Jesus snoei mense, die lote. Johannes 15 vers 1 en 2 sê: Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my Jesus nie vrug dra nie, neem hy God weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy God skoon, sodat dit meer vrug kan dra. En hier is die eerste belangrike punt vir my persoonlik om te verstaan en te onthou. Nommer 1. Snoei maak seer, maar dit bring meer vrug. Hoor jy dit? Dit tref my want Jesus is nie besig om deur 'n gelykenis mense te leer nie. Nee, dis slegs ure voor sy kruisiging. En hy praat en hy beveel nie net sy disippels nie. Nee, Jesus gee lewensopdragte wat deur die eeue, deur die heelal dawer tot vandag toe. Jesus, God self vertel hier vir my persoonlik wat om in my eie lewe te verwag. Dat ek as 'n geredde kind my hele lewe in 'n leerskool gaan wees en die Heilige Gees gaan my leer. Eeue terug het die Here alreeds elke detail van my lewe geken en geweet wat vandag in my lewe gaan gebeur. Ja, hy het dit geweet. Kan jy jouself indink dat in die geestelike klaskamer waar Jesus die onderwyser is, wil ek vandag verstaan wat Jesus vir ons in Johannes 15 leer. Dit is nie net 'n lering nie. Dis fisies wat met my en alle Christene een of ander tyd in elkeen se lewe gaan gebeur. Dalk meer kere as wat ons dink. Hoekom moet ons hierdie les van Jesus se snoeiwerk vir ons saak maak? Hoekom? Want God die Vader is aktief elke oomblik besig in ons lewens om ons voor te berei vir die ewige geestelike lewe saam met hom. Ek sit dit in oordink wat ek nou hier in Johannes 15 vers 1 en 2 gelees het. En 'n vraag skiet my te binne en ek vra: Here, net 'n vraag oor dit wat U vir my nou net in Johannes 15 vers 1 en 2 en ander wil leer. Ek het Jesus as my verlosser gesien, geglo en aangeneem. Ek probeer om U so getrou moontlik te volg in my nuwe lewe. Maar nou praat U van snoei. Sê my asseblief, Here, wat van die afgelope 6 jaar met Tanya se siekte, wat vandag vir die 102de keer operasie ondergaan? En as ek die stem deur Johannes 15 hoor, is dit dan wat snoei beteken? Of word ek en Tanya dalk gestraf vir iets? Ek geestelik en Tanya fisies en liggaamlik. En ek herhaal wat ek al so baie gesê het. Verstaan jy wat jy lees? Of lees jy iets in die Bybel in wat nie werklik daar staan nie? Jesus verduidelik dit so mooi. Snoei is nie straf nie. Dis liefde met 'n doel. Dit bring mee dat ons meer vrug sal dra. En die meer vrug is liefde, vreugde, vrede en goeie dade. Maar ek sit en ek top en ek probeer die afgelope 6 jaar in geestelik in perspektief te plaas. En terwyl ek sit en top oor die dogter wat U aan my opgedra het, Here,
om haar lewe aan u oor te gee, om haar van u te leer. Ek het selfs 'n gelofte by u afgelê, laat u wil geskied, soos u wil. Ja, ek sit in top oor my dogter se 4 amputasies op een been. Haar 102 operasies in 6 jaar. 6 jaar lang permanent op antibiotika. Verskillendes. Ek dink sy het elke antibiotika op die mark gehad. Krywaans vol pille wat haar soms laat hallusineer en dinge sien en ervaar. Ja, soggens wakker word en wonder, sal ek vandag weer moet gaan vir nog 'n sedasie? Moet daar alweer morfine in my liggaam ingepomp word vir die pyn wat nou besig is om in my longe aan te tas? Gaan ek nog tande verloor as gevolg van al die antibiotika wat ek nou al 6 jaar moet neem? Watter medikasie sal die dokters hierdie keer gebruik om vir my te gee? Sal ek môreoggend weer wakker word en opnuut besef ek sal nooit weer 'n normale lewe kan lei nie? En dan vir my, as haar pa, is die ergste van alles wat ek na u snoeiskerk kyk, dan kan ek nie anders as om te wonder nie. Here, hoekom? Hoekom hou dit nie op nie? Staan ek en Tanya albei in 'n verkeerde verhouding met u? Is ons te sondig? Is dit dalk ook snoeityd met Bets en Ashley vader? Is u besig met snoeityd in ons hele familie? Ja, in hulle lewens ook? En om alles te kroon, het ons net nou die nuus ontvang, dat haar liggaam baie siek is. Die milt, lewer, onderste gedeelte van albei longe, onderste gedeelte van haar liggaam, dit funksioneer nie reg nie, omdat dit te min suurstof in die bloed as gevolg van haar hoofaar, wat die onderlyf voer, wat al die pyn in haar onderlyf veroorsaak. Maar Here, ek staan vas in my snoeityd en my gelofte voor u. Laat u wil geskied. Nou vra ek jou, maak dit sin dat 'n mens wonder, waar is God in dit alles? 'n Mens breek met tye heeltemal. Waar is God? Mag 'n mens kwaad word en as gevolg van dit weer opnuut vir dit gesnoei word? En ek wonder, snoei, kan jy wat nou hier luister, ook dalk aan 'n snoeiseisoen in jou eie lewe dink, wat eers agterna sin gemaak het? En ek wonder, Johannes 15 vers 4 en 5. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. Nie somtyds nie, nee. Hy sê, as julle nie aan die wingerdstok bly nie, dis permanent. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. So, Jesus gee ons nou die antwoorde van vers 4 en 5. 3 kort gedagtes. Nommer 1, bly in my. Bly verbind. Nie bly presteer nie, nie bly naby my nie, bly in my. Jesus sê nie, werk harder nie, of doen beter in jou lewe nie, of probeer harder om my te behaag nie. Al wat Jesus sê is dit, bly by my. Kom na my toe, volg my, ek sal jou op die regte pad lei. 'n Loot doen nie dinge vir die wingerdstok nie. Die loot ontvang die kragtige lewenssap van die stam. Jesus, hy ontvang lewe en lewensrigting uit die wingerdstok. En in die tweede plek sê Jesus, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder Jesus kan ek niks doen nie, en jy ook nie. Let op, hy sê nie niks belangriks nie, of niks geesteliks nie, of niks moois nie. Hy sê, sonder my kan julle niks doen nie, 0, niks, net mooi niks. Jy hoef nie die vrug te maak nie,
Jy moet net verbind bly. Verstaan jy wat nou net gesê is? Ek herhaal dit. Jy hoef nie vrug te maak nie, want jy kan nie vrug maak nie. Jy moet net verbind bly. Verseertye, soos met Tanya sê die Heilige Gees vir my, jy hoef nie sterk genoeg te wees nie. Die stok is sterk, nie jy nie, die stok. God. En nou sê Jesus verder, in die derde plek, wie in my bly, hy dra veel vrug. Jesus beloof vrug. Nie dalk nie, nie miskien nie. Wie in Jesus bly, hy dra veel vrug. Watter vrug? Die vrug van Galasiërs 5:22. Liefde, blydskap en vrede. 'n Loot plus die wingerdstok produseer vrug. 'n Loot minus die wingerdstok produseer niks. Niks. So, moenie jy die vrug jaag nie. Jaag jy die stok. Die vrug kom van self, sê die Here Jesus. En in die vierde plek leer hy vir ons, bly in my, want sonder my kan jy niks doen nie. Ja, dis Jesus persoonlik hier aan die woord, en Jesus spel dit baie duidelik aan ons uit, as hy die beeld van 'n wingerdstok en lote gebruik. Ons is heeltemal, ten volle geheel en al afhanklik van hom, vir geestelike lewe en groei. Bly beteken om naby Jesus te wees. Naby beteken deur gebed, deur die woord te lees en gehoorsaamheid. Dis nie 'n eenmalige ding nie, dis 'n daaglikse verhouding wat eg en opreg is. Dink 'n bietjie, hoe lyk dit prakties in jou eie lewe om in en naby Jesus te bly? Wat steel daardie tyd by jou, wat jou keer om gedurig in en by Jesus te bly? En dan 'n ander ding, hoe sien 'n mens dan siekte? Kan 'n siekte snoeiwerk wees, al is so 'n persoon gered of dalk nog ongered? En die antwoord is ja, maar met 3 baie belangrike kantlyne. Nommer 1, vir die ongeredde persoon moet ons weet, dis God wat ons almal een of ander tyd na Jesus toe trek. Jy het nie uit jou eie uit na Jesus gaan soek of per abuis ontmoet nie. Nee, dit is God wat deur die Heilige Gees een of ander ding in jou lewe laat gebeur en wat veroorsaak dat jy van Jesus hoor. Na Jesus toe trek is nie snoeiwerk nie. Dis 'n kans op bekering. Dit beteken God roep jou na Jesus om te besluit of jy hom gaan aanneem, maar dit is nie snoeiwerk nie. In die tweede plek, Jesus sê die Vader, die landbouer snoei sodat ons meer vrug kan dra. Nie om ons te straf nie, nee, snoei ons om ons al nader en nader te trek deur vrug te lewer. Snoei in die wingerd is nooit wreed of willekeurig nie. Kyk man, 'n boer sny nie 'n loot af omdat hy kwaad is nie. Hy snoei die loot omdat hy meer lewe, meer druiwe wil hê. En as ek terugkyk oor die afgelope 6 jaar, het ek gesien hoe God myself en ander om my meer sagter, meer afhanklik, meer deernisvol met ander se seer aan te raak. Dis vrug. Dan was die seer van snoei nie vermors nie, al verstaan ons dit nog nie heeltemal nie. Nie alles wat seer is direk God se snoei nie. Nee. Ons lewe in 'n gebroke wêreld, siekte, ongelukke, liggame wat breek. Jesus het nooit gesê dit kom direk van God af nie, nooit nie. In Lukas 13:16 praat Jesus van 'n vrou wat deur die Satan gebind was met siekte. Ja, en in Johannes 9 sê Jesus die man was blind, sodat die werke van God in hom geopenbaar kan word. Nie omdat God hom blind gemaak het nie. So, ek sit die pot mis, net as ek dink, God het Tanya siek gemaak om my 'n les te leer. Dis nie die hart van Vader God in Johannes 15 nie.
Die Vader is die boer wat werk met wat in die wingerd gebeur. Met ander woorde, wat in my lewe gebeur. Nie die een wat siekte stuur nie. Siekte kom baie keer na mense as gevolg van ongesonde lewenstyle, maar God sal nie een persoon gebruik om 'n ander reg te snoei nie. Nee, dit werk nie so nie. Ons is nie met 'n diere natuur gebore nie, maar met 'n mens keuse. Ek kan kies tussen reg en verkeerd, vir God of teen God, maar siekte kan God gebruik om homself aan mense te openbaar. En ek glo dit is wat met Tanya die geval ook is. En in die vierde plek, God kan in die snoei inwerk, al het hy dit nie veroorsaak nie. Romeine 8:28 tot 30 sê die Here, vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dalk het die Here nie Tanya se siekte gestuur nie, maar hy het beslis nie van my, haar pa, al weggeloop in hierdie afgelope 6 jaar nie. Nee, ek word gesnoei om vrug te dra. In hierdie 6 jaar het ek baie geestelike lesse geleer. Hierdie tyd het my nader aan Jesus gebring. My gebedslewe het verdiep. Dit het my laat vasklou, soos byvoorbeeld aan Johannes 15 vers 4 wat sê, sonder my kan julle niks doen nie. Dis wat Jesus sê. Sonder Jesus kan ek niks doen nie. En dan gebruik God dit as snoei. Hy sny dinge soos trots, selfgesentreerdheid, eie geregtigheid of dalk selfs jou eie planne vir jou eie lewe af, sodat jy meer aan die stok kan vasklou, wat jou geestelik laat groei en voorberei vir die ewigheid. Daarom moet die lood gesnoei word. Nou, hoe weet 'n mens of jy reg dink oor hierdie snoeiwerk met die snoeisker in Johannes 15? Toets dit aan die vrug. Vra jouself, maak hierdie siening God meer liefdevol of onregverdig in my oë, of dalk wreed in my oë? Snoei wys 'n boer wat omgee. Straf wys 'n baas wat kwaad is. Johannes 15 wys 'n vader. Bring die vader blydskap of bitterheid? Johannes 15 vers 11 sê die doel is volkome blydskap. As om dit as snoei te sien, jou net bitter maak teenoor God, dan help daai raamwerk niks. Dryf dit my na Jesus of dryf dit my weg van Jesus af? Bly in my, sê Jesus, kom na my toe. As die seer van die snoei in jou lewe jou nader na Jesus trek, al is dit met pyn en trane, dan is hy aan die werk in jou lewe. Wat ek dink, vir wat dit werd is, sit ek die pot mis, of het ek die reg om die Here te vra? Here, wat doen U in hierdie seer snoeiseisoen van my lewe? Waarna toe lei die seer my? En nee, ek glo nie ek sit die pot mis nie, want dit is 100% Bybels om dit te vra. Here, wat doen U in hierdie seer? Lees maar oor Dawid, Job, Paulus en Petrus, ja, Johannes. Hulle almal het dit gevra. En dalk is God se antwoord aan my en Tanya anders as wat ons oorspronklik gedink het. In hierdie afgelope 6 jaar van siekte het die Vader ons harte getrou gesnoei. Hy het my persoonlik geleer dat ek nie in beheer is nie. Hy het my geleer die wingerdstok dra my. Ek dra hom nie. Dis nie 'n maklike antwoord nie. En party dae gaan jy steeds kwaad en te mekaar wees. Jesus weet dit. Hy het dit in Getsemane self ook gesê, laat hierdie beker by my verbygaan. Ja, ek worstel nog met Johannes 15, om dit te verstaan in my eie lewe, maar ek klou vas aan vers 9. Soos die Vader my liefgehad het, sê Jesus, het ek julle ook liefgehad. Bly in my liefde. Al verstaan ek nie die snoei mooi en heeltemal reg nie, vertrou ek die boer wat dit vir my sê.
Nog meer 3 lae in Johannes 15 wat mense dikwels mis of misverstaan. Nommer 1. Die snoei het 2 kante. Dit sny af en maak skoon. Die skerp snyende swaard, nê. Vers 2 en 3, elkeen wat vrug dra, snoei hy. Julle is alreeds skoon deur die woord wat ek tot julle gespreek het. En die Griekse woord vir snoei, kataireo, beteken ook skoonmaak. Jesus sê my woord is die skêr. Vir my en Tanya se situasie en dalk ook vir jou. Dalk is die siekte nie 'n snoeiskêr nie, maar God gebruik sy woord in die siekte om jou skoon te maak van angs, bitterheid of dinge wat vrug steel. Partykeer is die grootste snoei nie die omstandighede nie, maar leuns wat hy met die waarheid afsny en wegsny terwyl jy in die donker sit. Watter leuen het die afgelope seisoen in jou kop probeer groei, wat Jesus se woord moes afsny? En in die tweede plek het hy mos gesê, bly in my liefde. Dit is nie 'n gevoel nie, dit is 'n adres. Bly in my liefde is 'n adres. Vers 9 en 10, bly in my liefde, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Ons dink, bly in liefde, dit moet wees 'n warm gevoel, of warm voel en naby God wees. Maar Jesus koppel dit direk aan gehoorsaamheid. Bly in liefde, koppel Jesus aan gehoorsaamheid. Nie om liefde te verdien nie, want jy kan dit nie verdien nie, maar om in die ruimte van sy liefde te bly woon. Liefde is soos 'n huis. Jy trek nie elke dag in en uit nie, want jy bly in die huis. Gehoorsaamheid is nie die voordeur slot om in te kom nie. Dis hoe jy kies om nie by die agterdeur uit te loop nie. Die stok is sterk. Die loot se werk is net om te bly, om sap te ontvang, om nie self drywe te probeer uitdruk nie. Dalk kan hierdie 'n gedagteprentjie ons beter help. Wat doen 'n loot die hele dag? Ek vra jou, wat doen 'n loot die hele dag? Niks. Letterlik niks. 'n Loot dink nie, hy beplan nie, hy stres nie oor vrug nie, hy drink net. Die lewe van die stok druk deur hom en maak vrug sonder dat hy sweet. En weet jy wat? Die Vader is 'n goeie boer. Hy gooi nie die lote weg wat min vrug het, omdat hulle seer het nie. Nee, hy lig hulle op van die grond af. Hy bind hulle vas aan die stam. Die tralie werk sodat die son weer by hulle kan kom. Dis ook snoei. Dis liefdesnoei. Jy doen goed om eerlik met 'n gedagte in die woord te worstel. Dit is om te bly. Oordenking, herkoudheid. Ja, dit is presies wat 'n loot doen. Hy sit stil en drink die lewenssap. Moenie jaag om antwoorde te kry nie. Die boer is geduldig met sy wingerd. Hy weet 'n snoei en groei vat tyd. Ek eer jou dat jy ruimte maak om jou eie hart te ondersoek. Dis die moeilikste, heiligste werk wat daar is. En hy die Here sien dit, en hy die Here weet dit. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Jy moet net 'n loot wees wat sê, ek weet nie alles nie, maar ek hou aan die stok vas. Ek bid saam met jou dat die Heilige Gees self die woorde van Johannes 15 in jou hart sal herkou en daardie woord in jou hart soet maak. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die ware wingerdstok is. Laat U lewe deur my vloei, Here, veral waar ek leeg voel. En Vader, as boer, ons vertrou U hande. Wys ons U blydskap in hierdie seisoen van ons lewe. En mag U deur die genesing van Tanya verheerlik word. Amen en amen.